Daar sê hy welkom by lesing 25. Ons het sommer nou so 2 opnames hier na mekaar gedoen. Dit is baie belangrik. Baie dankie. Hoop jy het nou al so, jy kan nie aangaan met hierdie en voordat jy nog nie jouself geëvalueer het nie en jou motivering neergeskryf het nie. So ek hoop jy daar gedoen. As jy dit nog nie gedoen het nie, stop. Moenie aangaan nie. Wag eers. Doen eers daai antwoord eerlik en dan kom ons by lesing 25. Lesing 25. 3 pilare van 'n Christelike leier. Baie belangrik. Gebou op die fondasie. Goed. Daar is eienskappe in die vorming van elke gelowige. En dit is my gebed dat die Here jou regtig uit hierdie eienskapswaarde of hierdie eienskappe sal wys en dat hy jou sal vorm. En ek vertrou die Here en ek bid die Here se salwing en sy seën op jou toe. En ek bemoedig jou nog steeds om aan te hou. Moenie ophou nie. Dit is altyd lekker om te leer. Ek sê weer eens, jy hoef jouself teen niemand te meet nie. Hierdie is totaal en al net vir jouself om jouself te verryk in die kennis van die Here. Dit sal ons help om die kenmerke te bou wat die tipe bediening is waartoe ons geroep is. Ek gaan vir jou so 'n paar punte ook uit dit gee en ek kom weer terug en ek herhaal myself in die vorige een baie belangrik. Ek staan op dit vas, is ons karakter. Dis ons karakter. Ons karakter of karakterontwikkeling handel met 'n persoonlikheid, integriteit en identiteit. Om te weet wie jy is in Christus. En ek moet op dit hamer, want jy moet weet wie jy is in Jesus Christus. Jy moet weet waarvoor jy staan. Goed. In Josua 4:6 kom die woord en sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En die mense gebruik dit. Maar 'n mens moet hom in konteks reg verstaan. Dit kom in baie opsigte dat ons moet verstaan, eerstens dat God se woord nog nooit verander het nie. Tweedens is dat hy wie hy is en of wie hy was is en hy is nog dieselfde God vir die toekoms. Dis nog hy wat gaan kom op die wolk om ons te kom haal. Ons gaan nog saam met hom wees. En dit is belangrik dat ons dit moet ontdek. Nommer 2, ons vermoë. Die Here wil hê dat ons vermoë, ons talente en die gawes van die Heilige Gees moet laat ontwikkel. En as ek sê gawes, dalk gee die Here vir jou 'n gawe dat jy 'n bidder kan wees. Dalk gee hy vir jou 'n gawe of 'n talent. Jy het 'n talent en jy glo nie in jouself nie, maar jy kan sing of jy kan klein groepies aanbied of jy baie goeie talente en gawes om te ontwikkel om jou vermoë tot die Here te kan wend. Maar jy moet nog net sien hoe belangrik daai is om by daai karakter en die identiteit uit te kan kom om te sê, weet jy wat? Ek sit een kant toe, ek is nie om mense te behaag nie, maar ek is om God te behaag. En daarom staan ek vas. En ek gaan doen in my vermoë deur die gawes van die Heilige Gees om my vermoë te ontwikkel wat die Here wil hê ek moet doen. Nou ja, ons predikers, hoor baie mooi, sal meer vrugvol wees as ons tyd neem om ons vermoë te ontwikkel en voor te berei. Dit is so. Hoe meer ons dit doen, hoe meer sal ons suksesvol wees. 3. Ons kennis. Ons moet ons kapasiteit vir kennis en wysheid verhoog. Ons moet. 'n Leier moet sy verstand dissiplineer om te leer. Sy lewe sal meer vrugbaar en effektief vir die Here wees. Hierdie 3 kragpilare, dis die 3 kragpilare van 'n Christen se lewe verwys na ons innerlike godsdienstige lewe. Iemand het eens op 'n tyd het hulle gesê dat ons stop om te groei en ons gly siels en geestelik papperigheid wanneer ons godsdienstige lewe ignoreer, wanneer ons vermy om te dien. En dit is so. En ek hou van dit. Ons gly in ons siels en geestelike papperigheid. En ons moet leer om vas te staan en ons moenie ons godsdienstige lewe ignoreer nie. Nou kom ek lees gou vir jou Johannes 2. Jy kan saam lees daar in die woord uit. Hoor wat sê Johannes 2 vir ons en ek lees gou vir ons 'n paar enkele verse daar saam en is lekker om in die woord van die Here te lees. Hierdie is 'n baie mooi boek. Ek lees gou vir ons daar so 'n paar enkele verse saam. Johannes 2 vers 1. En hierdie is die betekenis. Dit is toe Jesus die water in wyn verander het. En op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou,
wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Hoor dan, hoor hoe antwoord hy sy ma. Hoor hoe sê hy vir sy ma, en hy sê vir sy ma, wat het ek met u te doen? Hy respekteer sy ma natuurlijk. Hy sê hierdie goed, maar hy sê hierdie goed met autoriteit. En hy weet wat hy tot in staat is. Want hier kom die eerste wonderwerk van die Here. Sy moeder sê vir die dienaars, hoor daar, dadelik toe hy dit vir haar sê, toe verstaan sy wat hy vir haar sê. En sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Goed, vers 5. Vers 6. En daar het volgens 'n reinigheidsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het tot bo toe vol gemaak. En hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit toe gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het, het hy nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaars wat die water geskep het geweet, en roep die hoofdienaar en die bruidegom, en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy, dit was die eerste een van sy tekens, wat Jesus in Kanaan gedoen het, en in Galilea. So dit het ons nou gesien, kyk hoe mooi is dit. Daar is baie dinge wat ons deur die lewe van Jesus Christus kan leer. Net soos Jesus moet ons ook 'n leerbare gees hê. Jesus het vir 30 jaar as 'n skrynwerker saam met sy pa Josef gewerk. Hy was onderdanig onder hulle, hy het by hulle geleer. Alhoewel hy geweet het hy is die seun van God, alhoewel hy die kennis gehad, maar hy het geweet, sy tyd en sy uur het nog nie gekom nie. Goed, en dit is so mooi vir my en vir jou ook om te weet, dat ek en jy ook 'n leerbare gees moet hê, 'n gees wat gewillig is om te leer, selfs onder die ondergeskiktes. Kyk gou 'n bietjie na hierdie 3 eienskappe. Help ander om hulle visie te vervul. 2. Woon 'n lokale kerk by en onderwerp jou aan leierskap. 3. Vestig kontak en gemeenskap met ander gelowiges. Geen persoon is 'n eiland nie. Ons het almal mekaar nodig. Elkeen van ons. Wees gewillig om veranderinge te maak. Wanneer God vir ons 'n visie het, of 'n visie gee, is dit altyd in dele. Elke stadium of deel van God se wil help ons om voor te berei vir die volgende stap. Dit help ons bou in ons karakters, ons innerlike krag, wat ons gereed maak vir die volgende beweging. Hou die woord van God baie naby in jou hart. Hou dit op jou hart. Skryf dit op die tafels van jou hart. Ek kan dit nie oorbeklemtoon hoe belangrik dit is om onsself daagliks in God se woord te laf nie. Dit reinig ons, maak ons sterk, dit vestig ons, en ons sien ook dan die volmaakte wil van God in ons lewe. Nie deur die woord van God te lees, sluit ons God. Ons kan nie God se stem aan en afsluit nie. As ons in die woord bly en ons lees God se woord, sal jy sien, bly ons en ons hoor altyd na die Here en ons hoor wat die Here sê. Ek bemoedig julle om julle ten volle te onderwerp aan God se woord. Bly getrou, bestee julle tyd daaraan, en moenie enigiets uit die woord of wat uit die woord, wat nie in die woord uit is, julle laat bedreig nie. Wat in die woord staan, verheug jouself daarin. Wees bly, verheug jou. Moenie massa mense volg, wat hulle hele lewe lang kla en negatief is nie. Hulle sien skaars die goedheid en die guns van God. Kan ek vandag vir jou 'n opdrag gee? Kom ons werk 'n bietjie in hierdie opdrag. Nou hier's nou 'n taamlike slywige opdrag, maar jy gaan dit baie geniet. Op die skerm sal jy sien kom jou opdrag deur. Daar is so 4 punte of 4 punte wat ek vir jou wil gee. Nommer 1. Noem 5 gebiede van ons lewe wat aanhoudende aandag nodig het. Noem 5 gebiede van ons lewe wat aanhoudende aandag nodig het. Skryf lekker, dink 'n bietjie mooi. 2. Om voor te berei beteken, gaan kyk ook 'n bietjie na die vorige les weer. Hierdie loop so hand in hand. 3. Noem 3 pilare in die lewe van 'n Christen. Ons het dit in hierdie les behandel. Noem 3 pilare in die lewe van 'n Christen leier. 4. Bespreek die volgende. Voel jy dat jy deur 'n periode van voorbereiding gaan? Skryf vir my eerlik.
Sê vir my, dink jy is nou in 'n voorbereidingsperiode? Dink jy God is nou besig om jou voor te berei? Of dink jy is dalk nog op 'n wagperiode? Op watter manier het die periode van voorbereiding 'n verskil in jou lewe gemaak, as jy dan in 'n periode van voorbereiding is? Wat 'n verskil maak dit vir jou? Geniet dit, dis lekker, skryf dit, handig dit vir ons in, en as die Here wil, lesing 26, dan sien ons mekaar weer 'n volgende keer. Geniet dit, vat jou tyd, werk lekker, Jesus seën.